Ons dink na oor 4 God se getrouheid, juis om te kan floreer. Vandag se tema is getrouheid in verlossing. Een van die mees dramatiese tonele in die Bybel is hoe die Israeliete deur die Rooi See droogvoets getrek het op pad na die beloofde land. Die Egiptenare wat hulle agtervolg het, het verdrink omdat die water net na hulle deurgetrek het, weer teruggevloei het. Nou wel, dit kan letterlik wees dat God hier op 'n bonatuurlike manier die see oopgemaak het. God het al dikwels sulke dinge gedoen wat nie deur natuurwette verklaar kan word nie, of waar 'n natuurwet vir 'n oomblik opgeskort word. Ek hou van die verduideliking dat dit 'n natuurlike verskynsel is wat gebeur het met goddelike tydsberekening. God weet die natuur gaan iets laat gebeur en stuur ons dan in 'n perfekte tydsberekening in daardie situasie in, sodat dit 'n goeie uitkoms kan hê. Byvoorbeeld in daardie gebied is daar 'n tipe sterk wind wat 'n meteorologiese verskynsel vorm en dit druk water weg uit 'n area en so word 'n tydelike pad gevorm. En dis onder andere al in die Nyldelta waargeneem. Nou die punt is eintlik nie hoe dit gebeur het nie, maar dat dit gebeur het. Dit vertel vir ons God is getrou in verlossing. En daarom kan Moses uitroep in Eksodus 15 vers 2, "Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom, hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders, hom prys ek." Nou hier is 'n getuienis dat God kragtig is, dat God teenwoordig is en dat ons daarop kan reken. Nou as ons terugkyk oor die geskiedenis en ook in ons eie persoonlike geskiedenis, dan sien 'n mens meermale God se getrouheid in verlossing en dis nie net beperk tot die Israeliete se uittog uit Egipte nie. As ons kyk na God se ingryping om sonde te verlos deur Jesus wat na die aarde toe gekom het en homself geoffer het in ons plek, is dit telkens tekens waar God dinge wat hopeloos lyk, omkeer, nuut maak, openinge maak en verlossing bring. Die goeie nuus is dat dieselfde God wat die see oopgemaak het, ook die God is wat 'n wonder kan bring in ons onseker tye. So, kom ons vier God se getrouheid in verlossing. Leef geïnspireerd.